Goeiedag geliefde, welkom terug 2026. Dit is so goed om hierdie jaar saam met jou aan te pak vir my Pastor Tief Boysen en die hele beleefspan. Dankie dat jy hierdie week saam met ons stadiger begin stap. Nou, ons gesels oor genaderitmes, alles deel van hierdie reeks 'n beter manier. Nou gister het ons een eerlike vraag gevra. Wat is die probleem? Nie jou geloof is nie, maar eintlik jou ritme of jou ritmes. Vandag gaan ons dit so bietjie verder vat. Nou kan ek iets vra. Het jy al ooit op 'n pad geloop wat reg voel? Dit lyk reg, dit voel reg, maar later het jy besef hierdie pad maak eintlik vir my leeg. Dit kos iets. Dis daai slow puncture waarvan ek gister gepraat het. En dis die gevaarlike deel, nee, want baie keer is dit nie die verkeerde dinge wat ons moeg maak nie. Dis soms goeie dinge, net in die verkeerde pas, in die verkeerde ritme. Nou die Bybel sê dit vir so duidelik in Spreuke 14 vers 12. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die pad na die dood. Nou let mooi op, nee, dit sê nie die weg lyk verkeerd nie, dit sê die weg lyk eintlik reg. Dis hoekom hierdie vers so konfronterend is, want jy kan verantwoordelik wees, jy kan hardwerkend wees, toegewyd, pligsgetrou, nee, doen dinge reg, selfs geestelik aktief wees, en tog stadig besig wees om iemand te word waarvan jy nie hou nie. Nou baie mense sê dinge soos hierdie is net 'n seisoen, dis maar net hoe dinge nou is, ek moet net vasbyt, eendag sal dit beter wees, man, later, ek hoef nie nou noodwendig iets te verander nie, net vasbyt, aanhou, deurdruk, nee, maar wat as die seisoen langer raak, net te lank raak, en jou siel begin eintlik agterbly, jy hou nie van wie jy word nie, jy verloor eintlik jouself. Geliefde, God waarsku ons teen verkeerde paaie, hy waarsku ons nie teen verkeerde paaie nie, hy waarsku ons teen paaie wat reg lyk, maar eintlik jou lewe stadig uitput. En dis hoekom ons hierdie week praat oor ritmes van genade. Nie omdat ons minder omgee nie, nee, maar juis omdat God meer omgee oor wie jy en ek besig is om te word. En hier is 'n belangrike waarheid wat ek net graag wil hê duidelik moet hoor vandag. God meet nie jou lewe aan wat jy reg kry nie, maar wat in jou gevorm word. Nou, ek gaan dit weer sê, hy meet nie jou lewe aan wat jy reg kry nie, en wat jy alles vir hom doen nie, hy meet jou lewe aan dit wat binne in jou gevorm word. As jou ritmes, jou vrede steel, as jou ritmes, jou pas, jou vreugde uitput, as jou manier van leef jou al verder van God se teenwoordigheid aftrek, dan is dit dalk tyd om eerlik te vra, Here, is hierdie regtig die weg? Is hierdie die weg waarvan u praat in die Bybel? Loop ek die regte weg en loop ek hom reg? So vandag wil ek jou nie net nooi ek wil jou nooi om een eenvoudige ding te doen. Vra nie, is hierdie ding verkeerd nie? Vra, lei hierdie manier van leef, hierdie manier van ritmes my na werklike lewe toe? Want nie alles wat reg lyk, bring noodwendig lewe nie. En Jesus nooi ons nie net na regte keuses nie, hy nooi ons na 'n beter manier. Môre gaan ons begin kyk wie hierdie weg regtig is en hoekom Jesus nie net iets leer nie, maar 'n ander manier van leef beliggaam. As hierdie vandag met jou praat, doen ons eens los ons 'n kommentaar daar en sê net die woord weg, nee, die woord weg. En deel die oordenking dalk met iemand. Ons waardeer julle so baie en ons stap hierdie week saam, rustig, stadig, nader aan die teenwoordigheid van Jesus Christus. Sien mekaar môre, maar van nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens. Here, mag ons duideliker begin onderskei oor die paaie wat vir ons reg lyk, maar eintlik nie reg is nie. Die dinge wat ons doen, waarmee ons besig is, dalk goeie dinge, regte dinge, maar is besig om stelselmatig as gevolg van nie die regte ritmes, nie die regte pas nie, is dit stelselmatig besig om ons leer te los. En baie van ons hou nie van wie ons word nie, ons hou nie van die mens wie ons is nie, en daarom Vader, Here, net soos gister wat u sê, u nooi ons, kom na my toe, almal wat moeg en belaai is en oorlas is, en u sal vir ons rus en vrede gee. Here, mag ons leer om in die ritmes van genade te begin wandel, nader aan u. Ons loof u, ons eer u, en ons sê vir u dankie, dat u in ons lewens kan wees. Ons loof u daarvoor, ons eer u daarvoor. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.